Om vir die evangelie te werk gaan met lyding gepaard. Net soos dit baie moeilik is om geboorte te gee en 'n kind fisies groot te maak, so is die evangelie die werk om 'n siel te red. Die evangelie word egter 'n goeie lyding genoem omdat die resultate goed is. Die proses om wedergebore te word en in 'n man van God te verander gaan met pyn gepaard. Aangesien jy uit die hemel neergewerp is as gevolg van die pleeg van 'n ernstige sonde, kan die vlek van sonde nie sonder pyn verwyder word nie. Terwyl jy deur pyn gaan, moet jy jou sonde skoonmaak en na die beeld van God verander word om hemel toe te gaan. Al is die verhouding bedoel om goed te wees omdat ons mekaar help om te verander, ontstaan soms onenigheid terwyl jy probeer om lede na die koninkryk van die hemel te neem omdat hulle gedagtes anders is as joune. God sê vir ons om die ingesteldheid van Christus te hê en ons harte verander na die van Christus. Vanuit jou sondige natuur wat jou net beter laat voel wanneer jou mening aanvaar word, moet jy verander om die hart van God te hê wat homself opgeoffer het om een siel te red. Wanneer broers verenig is, sal God so bly wees dat hy sal beloof om aan hulle seëninge en die ewige lewe te gee. Om die ewige lewe te ontvang en hemel toe te gaan, het ons onsself tot vandag toe daaraan gewy om siele te red. Daarom moet ons verenig wees. Mense sê dat sommige mense 'n karakter soos kola het en ander het 'n karakter soos water. Wanneer iemand 'n cola-bottel skud, bars dit met 'n pop en spat selfs op die persoon langsaan. Wat van water? Dit borrel nie op nie en pla ook nie ander nie. Laat ons nie ongeduldig soos cola wees nie, maar eerder kalm soos water. Binne jou het jy die gees van God en 'n sondige natuur wat kwaad word en onenigheid veroorsaak wanneer iemand jou op die hals haal. Ons moet deur die Heilige Gees lewe. Selfs as iemand jou seermaak, probeer om hulle met 'n dienende hart te vergewe. As jy ander beter ag as jouself, kan jy hulle dien. God sê, want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Soos God sê, niemand kan die koninkryk van God sien as hulle nie wedergebore is nie. Moet jy deur die Gees lewe, jou sondige natuur weggooi en wedergebore word met 'n karakter van harmonie en eenheid. God mag jou by lidmate plaas wat jou verfyn om te ondersoek of jy 'n groot vaartuig is. As daar net lede is wat gaaf is, sal jy geen geleentheid hê om 'n groot vaartuig te word nie. Te midde van moeilikhede, as julle geduldig is en mekaar met liefde omhels, sal julle die koninklike priesterdom in die hemel word. Ons is een liggaam. Sommige van julle het 'n rol soos die van 'n neus, sommige soos die van ore, sommige soos die van wenkbroue, sommige soos die van hande en sommige soos die van voete. Met Christus as die hoof. Elke rol is belangrik.
Daar is geen rede om ander te verag of hoog van jouself te dink nie. God beskou selfs die voetsoel as eerbaar, daarom sê hy, hoe mooi is die voete van die wat goeie boodskap bring. Selfs as jy kwaad word, moet jy jou woede met geduld terughou en eers dink, is Vader tevrede hiermee of is hy bekommerd oor my? God het na hierdie aarde toegekom om jou van jou sondige natuur na sy pragtige en regverdige beeld te verander. Jy moet die ingesteldheid hê van Christus wat homself opgeoffer het en die aard van 'n diensknegt aanneem, alhoewel hy God is. Slegs dan kan jy verenig wees en hemel toe gaan. In die wil van die Heilige Gees word jy aan die geestelike tempel in die hemel verbind. Wanneer God vir jou sê om hemel toe te kom deur saamgevoeg te word, moet jy nie weier nie, reg? As jou karakter pragtig verander, sal jy perfekte engele word. God beloof om jou nederige liggame te transformeer sodat hulle soos sy heerlike liggaam sal wees. Daarom hoop ek dat julle almal goed sal verenig en 'n goeie voorbeeld sal stel as God se kinders deur goeie dade te doen.